is so lekker om te sien julle het Bybels. Baie mense se Bybels is mos op hulle phones, nee. En dan terwyl ons op die phone veronderstel is om op die phone op die Bybel te wees met die phone, dan is ons mos by ander plekke, nee. Nou die van julle wat julle Bybels op julle phone het, kan net eers vir my gou na, as jy op Facebook is, sal ek graag wil hê jy moet op Facebook gaan, en dan net nou hierdie evangelie met iemand op Facebook share. Ek gaan gewoonlik live, en dan is dit net 'n blessing, dat ander mense ook hierdie waarheid kry. Amen. Soos julle gehoor het, ek is François, en ek wil dankie sê vir Edgar, en almal wat ingewillig het, omdat ek hier kan preek, is nie dat ek laat nie enige iemand toe om op ons preekstoel te wees. Ek is baie met prediking is ek baie vol femies, seker. My vrou gebruik hy woord femies. So ek laat nie enige iemand preek op ons preekstoel nie. Amen. Ek laat nie enige iemand preek nie. So ek is regtig bevoorreg om vanaand hier te wees en die evangelie met julle te kan deel. Julle daar op Facebook baie welkom ook. So een van die dinge wat ek vir Edgar gevra het is, het ek tyd? Jy sê nee, moenie worry nie. Hierdie mense is gewoond aan 2 uur prediking en 3 uur prediking. So as dit by die Here so goed kom, dan moet ons nie hastig wees. Kan ons hy agreement gaan? Ons is nie hastig nie. Ek weet is Vrydag aand, jy kan date vanaand, maar kom ons wees nie hastig nie. Ek is so bly vir die jong mense wat hier is. Die Here se seën op julle. Amen. So, dis nou julle 5de aand, né? Dis lekker. Julle hou van kerk. Mense hou nie meer besig van kerkie. So dis wel net hy 1/2 kerk. Ek was so 2 weke gelede. Ons plek is waar ons aanbid is op die eerste verdieping. Jy kry grondvloer en dan kry jy 2de verdieping. Nou van ons goed is onder by die een ou se plek. Nou bel ek hom so voor 10. Hy sê vir my, kyk, ek is nou op pad kerk toe, maar 11 uur is ons kerk uit. Hulle begin 10 uur, maar 11 uur is die kerk uit. Dan kan hy vir my die goed bring. 11:05 toe bel hy man, toe is die kerk klaar. Nou, ek preek een so lankie, wat van as jy nog worship het en afkondigings en 'n prediker? Nee, daai speel jy op ons TV nie. Jy moet weet, jy gaan vanaand die Here hoor. Baie dankie. Omdat ons in Pinkster is, gaan ek vanaand bietjie oor die Heilige Gees se werk praat. Amen. Kan ons gaan met dit? Amen. Gaan na Johannes hoofstuk 14 toe. Thank you, Jesus. Terwyl jy soontoe bly, bid ek tot die Vader. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ek het om hier te kan staan en Christus te verteenwoordig. Mag elkeen vanaand hom hoor en hom sien en hom ervaar. Dankie Heilige Gees dat u elke hart vanaand omarm met Abba se liefde om te kan hoor en te beleef. Dankie dat elke mind gefokus is om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Amen. Baie dankie. Ek eer u vanaand vir Jesus die Christus, wat nie ver is nie. Is wat hy sê in Handelinge hoofstuk 17, die God wat die hemel en aarde gemaak het, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy behoefte het. Hy is nie ver van elkeen van ons nie, want in hom leef ons, is ons, en in hom het ons ontstaan. Dankie vir hierdie wonderlike waarheid, dat ons in hom ons bestaan het. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen.
Net so bietjie agtergrond, ek is soos julle gehoor het van Appington. Appington is 'n hele paar kilos hiervandaan. En ek het 1 vrou en 3 dogters. Hier's 2 van hulle, die ander enetjie is getroud. Sy bly in Potch, sy en haar man en dan het ons 'n gemeente in Appington, ons bestaan bekend as die absolute realiteit. Hier is een van ons lidmate wat besluit het sy kom besoek hierso vandaan. Sy bly hier in Mamasbury. En dan bedien ons evangelie. Amen. So gaan saam met my na Johannes stuk 14 toe. Jy mag amen sê as jy die Here met jou praat en jy stem saam. Jy mag net jou kop ook nik, so ek is nie gepla oor die amen nie. Vers 16 van Johannes stuk 14. Jesus sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Hoor gou, hy sê 'n ander trooster. So op daai stadium het hulle 'n trooster gehad. En wie was hierdie trooster? Jesus. Okay. So hy sê ek sal vir julle 'n ander een stuur. Die gees van die waarheid. Sê bietjie die gees van die waarheid. Sê weer die gees van die waarheid. Nou Jesus noem homself die weg, die waarheid en die lewe. So die gees van die waarheid getuig van die waarheid, Jesus Christus. En dan sê die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Op daai stadium toe Jesus saam met hulle. So hy sê, julle ken die gees van die waarheid, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Right. Dan vers 18. En ek sal julle nie as wese agterlaat nie, maar ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. En dan die versie waarop ek vanaand wil fokus. In die dag, watter dag? Die dag van die Gees. Dan sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wow, this is powerful. So wanneer die Heilige Gees kom, gaan hy sekere dinge aan julle openbaar. En wanneer hy hierdie openbaring bring, sal julle weet. Sê bietjie weet. Sê weer, ek sal weet. Ek sal weet, dis wat hy sê, dat hy, Jesus, in die Vader is, en julle in hom, en ek in julle. Hierdie is powerful. Die is super powerful. Ek sit net nou daar en ek dink ek wil vir julle die vraag vra. Hoe seker is jy van die hemel toe gaan? Hoe seker is jy dat jy die hemel maak? Ons gaan ons hemel toe gaan nie. Ons het met die Here Jesus aangeneem om hemel toe te gaan. Ons lewe reg om hemel toe te gaan. Nou, ek wil jou vanaand vra, hoe seker is jy dat jy dit sal maak? Nie baie mense is seker nie. Maar kom ek vertel vir jou iets meer besonders. Iets meer kragtiger. En dis die volgende. Wanneer die Heilige Gees gekom het, dan gaan hy aan jou iets openbaar
wat die hemel waarna jy en ek toe wil gaan, by ver gaan oortref. En dis die volgende, jy sal weet, dat Jesus in die Vader is. Maar nie net hy in die Vader nie, dan gaan hy verder. Hy sê, en ek in julle. Ek wil jy moet gou iets sê. Hy sê, Jesus in die Vader. Kan julle hom in die Vader sien? Sien julle vir Jesus in die Vader? Dan sê, ek wat in die Vader is waar? In julle. En julle is waar? In my. In my. Ek wil jy moet hierdie prentjie sien. Dink jy dat Jesus wat in die Vader is en jy in hom en hy in jou is die beste plek om te wees? Nou kom ek wil gou vir jou iets verduidelik. Die Bybel sê in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. So hy wat in die begin die hemel en die aarde gemaak het, sê, wanneer die Heilige Gees kom, dan gaan hy aan jou openbaar dat ek, wat voor die hemel is in die Vader. Amen. En nie net dit nie, julle is in my. Halleluja. So waar is ons? In die Vader. En hy in ons. Daar is 'n wederwysige inwoning. Ek in hom en hy in my. En hoor my mooi, 'n mens se bewustheid van waar jy is, bepaal jou wandel en jou gedrag. Ek weet mos jy gedra jou anders hier as by die huis. Yes, amen. Hoekom? Daar's 'n bewustheid van jou, jy's in die kerk. Nou, omdat jy in die kerk is jou gedrag anders as wat jy by die huis is. Daar's 'n bewustheid van waar jy is. Nou weet jy dat die meeste mense leef nie met die bewustheid dat ek in Christus is. Hulle leef met 'n verlange om hemel toe te gaan. Yes. Dis jou strewe, né? Maar jy vergeet dat jy in Christus in die Vader is en dit wat jy eendag in die hemel wil experience, kan jy nou experience. Halleluja. Want jy's in hom wat voor die hemel en die aarde was. Halleluja. Ek wil vanaand eers hê jou hemel hierdie kant toe sit en vir hom wat die hemel en die aarde gemaak het, dat as jy verlief word op hom en dat hy jou fokus is, as jy nie meer geplaag oor jou strewe hemel toe nie, jy leef die Christus lewe op aarde. Amen. Want ek weet mos die meeste van ons lewe reg vir hemel toe gaan. Een pastoor het eendag vir my gesê, ek moet jou vergewe want ek wil hemel toe. Amen. Nee, ek moet want ek wil ingaan. Daar het julle daai koortjie gesing, daar gaan nie sonde in nie. Ken julle daai koortjie? Yes. Daar gaan nie sonde in nie. Kom ek sê vir jou, die bewustheid van waar jy is, bevry jou van sonde. En wanneer die Heilige Gees kom, dan bring hy aan jou 'n nuwe bewustheid van waar jy is. Halleluja.
Jesus noem 'n powerful ding. Kyk gou hierso, gaan gou Johannes hoofstuk 3 toe. Johannes 3 vers 13. Jesus Christus staan op die aarde. Julle ken die storie van Nikodemus, né? Nikodemus het in die nag na die Here Jesus gekom en hulle twee te gesprek. En Jesus kom en hy noem hierdie powerful ding in vers 13. Hy sê, en niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel. Nou bly jy met hierdie prentjie sien. Jesus staan met sy voete op die aarde. En hy en Nikodemus gesels. En hy sê vir Nikodemus, niemand het opgevaar nie, behalwe hy wat neergedaal het. Naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. Hierdie sin maak nie vir my sin nie. Jesus is op die aarde, maar hy sê, ek is eintlik in die hemel. Is dit wat hier staan? Hy staan dus op die aarde, hy het 'n gesprek met 'n man op die aarde. Hy sê die seun van die mens wat in die hemel is. Weet jy hoekom was dit vir Jesus so maklik om te deliver? Want hy het vanuit die hemel geleef, nie hemel toe. Maar vanuit die hemel het hy geleef en hy kon elke mens bedien met die werklikheid van die hemel en nie gesê hemel toe, hemel toe, hemel toe nie, maar ek bring vir jou die hemel aarde toe. Onthou julle wat hy gesê het? Bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. So, hy sê vir hulle, ek bring vir julle vanuit die hemelse economy, dis hier. En wanneer jy weet dat jy in hom is, dan kan jy dra vanuit die lewe en nie gaan nie. En jy manifesteer die lewe hier op aarde. Want hy wie die hemel en die aarde gemaak het, is teenwoordig en jy in hom. Amen. Nou, die Heilige Gees het gekom om die ding aan ons te kom openbaar, sodat ons kan weet waar ons is. Nie waarheen ons op pad is nie, maar waar ons is. En as jy weet waar jy is, geniet jy die plek waar jy is. Amen. En wie is hierdie plek? Jesus die Christus. Dis waar jy nou is. Hy's meer as die hemel. Kom ek noem dit. Ek het dit gesê. In die begin het hy die hemel en die aarde. So jy's in hom wat die hemel gemaak het. Wat die aarde gemaak het. En sê die meeste van die kerk leef verby Jesus hemel toe. Jesus is net 'n way. Ek sit eendag, ek het 'n reeks gepreek oor oortuiging. Nee, behalwe oortuiging het ek 'n reeks gepreek oor beloning en straf. En ek vra die vraag in hierdie reeks. As ons die prediking van die hemel
en jou uit die kerk uitvat, wat gaan die kerk nou preek? Kom ons dink. As ons die prediking van die hemel en die hel wegvat, en ons van die prediking van die Here gaan jou seën weg, wat is daar om te preek? Want Jesus Christus is nie die senter. Hemel, hel, jou omstandighede wat moet verander. Dis die deursnee van prediking vandag. Nie Jesus nie, maar waarheen jy op pad is. Is julle hier? Ja. So wanneer die Heilige Gees kom, dan openbaar hy dat Jesus in die Vader is en ons in hom en hy in ons. Daai is mooi wat Jesus Christus kom open, wat die Heilige Gees kom oopmaak. Want 'n groot deel van die kerk het dit gemis. Amen. Ons wil gaan en ons mis die nou. Jesus Christus nie ver van elkeen van ons nie. Amen. Ons is by Johannes hoofstuk 3. Kom ons gaan nou gou Johannes hoofstuk 17 toe. Johannes hoofstuk 17 is die gebed van Jesus. Thank you, Father. Ek lees vir julle vers 20. Voor ek vers 20 lees, kom ek lees eers vers 24, hoor jy. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees. Sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Wow. Daai is Jesus se hart. Dis sy gebed. Hy sê, Papa, ek wil dat waar ek is, hulle ook mag wees. Nou, ons het nou gesien, waar is hy? In die Vader. Nou kyk gou vers 20 sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het. Nou, kyk gou hierdie waarheid. Jesus sê in Johannes hoofstuk 14, as julle my gesien het, het julle die? Want ek in die Johannes hoofstuk 10, ek in die Vader is? Een. Nou kyk gou hier. Hy sê, dat waar ek is, bid ek dat hulle ook mag wees, en dat hulle een mag wees, soos ek en U een is, en dat hulle in ons een mag wees. Nou kyk gou hierdie waarheid. Jesus sê, as jy my gesien het, het jy die? Want ek en die Vader is? Een. Nou sê, soos wat ek en die Vader een is, en dit wat jy van die Vader sê, kan jy van my sê, en dit wat jy van my sê, sê jy van die Vader. Maar ek wil nie net dat dit wat waar is van my, en die Vader nie, maar ek wil hê dat dieselfde waarheid moet hulle waarheid word. Sodat ons ook in hom een kan wees. Waar hy is, ons. Soos hy een is met die Vader, so word ons ook een met die Vader. Nou hier lê 'n waarheid.
omdat Jesus en die Vader een is, en jy Jesus in die Vader sien, en die Vader in hom sê, kyk jy, soos wat ek en die Vader een is, so word jy en die Vader een. Want dis jy in my en ek in jou, en op grond van hierdie waarheid, as die Vader na jou kyk, dan sien hy homself. Want dit is 'n eenheid wat ons met hom het. Te veel van die gelowiges sien hulle ver van die Here. Julle sing julle daai koortjie, nader my God tot U. Nader tot U. Maar as jy hom so sing, dan weet jy ook jy's ver. Is nou so, nee. Hy sien jou ver. En dan sing julle nog uit koortjie, hoop julle sing hom ook hierdie, gaan my nie verby. O Heiland, wyl U andere seën, seën ook my. Imagine, ek het mos nou ek het die twee kiesies aan. Nou moet Keres, Daddy, asseblief, as jy vir CJ seën ook vir my, moenie vir my verbygaan nie. Wat sê dit van my? As my kind my moet smeek om vir haar ook goed te wees, omdat ek vir CJ goed is, wat sê dit van my karakter? Wat sê dit van my hart? Die oomblik as ek sê, Here, asseblief, gaan my tog nie verby nie. Terwyl U vir Jan seën ook vir my, ek is nou nie waardig nie, my Here. As julle hoor my kind praat dit, wat gaan julle van my dink? Wat 'n soort pa is daai? Hy trek die een voor die ander. Maar hy sê ons pa nie. Hy sê hier, ek wil dat waar ek is, hulle ook mag wees. Sodat hulle kan weet dat U my lief gehad het, voor die wêreld was. Hoor? Ek wil dat waar ek is, hulle ook wees. Sodat hulle kan sien dat U my lief gehad het, wanneer? Voor die grondlegging van die aarde. Kan julle daai enetjie sien? Nou kyk gou vers 23. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle lief gehad het, hoe? Net soos U haar. Vers 24 sê die Vader het hom lief, wanneer? Voor die grondlegging van die aarde, en hy het vir my lief soos wat hy hom lief het. So dit beteken hy het my lief voor wanneer? Grondlegging. Hey. Daar was nog nooit 'n tyd dat jy nie geliefd was nie. Hoor my mooi. As hy hom lief het, voor die grondlegging van die wêreld, en hy het jou lief soos wat hy hom lief het, dan beteken dit jy is bemin en geliefd voor die grondlegging van die. Okay, kan julle saam met my journey? As hy jou lief gehad het, voor die grondlegging van die wêreld, was jy daar? Nee, hoe kan jy daar nie daar gewees het nie? Hy het jou lief voordat hy die wêreld gemaak het. So dit beteken jy moet daar gewees. Jy was nog in die hart van God van altyd af.
Maar die Heilige Gees kom om hierdie waarheid aan jou te openbaar, dat jy in Jesus was nog altyd. Voor die grondlegging van die wêreld was ek en jy in Jesus, in die Vader, bemindes van God. Is dat ek julle lief gehad, dat die Vader hom lief het soos, dat die Vader hom lief het voor die grondlegging van die wêreld, en dat hy ons lief het soos wat hy. Volg julle my? Beloved, toe Adam sondig, toe affekteer Adam se sonde nie die liefde wat God vir jou gehad het, wat in Christus is, voor die grondlegging van die wêreld. Ek kom vanaand om vir jou 'n waarheid te gee, dat jy in Christus Jesus was, voor tyd begin het. En dat die Heilige Gees kom, nie om jou in Christus in te sit nie, maar om vir jou te kom openbaar, dat jy in Christus is, voor tyd begin het. Want hy het jou lief gehad, voor die grondlegging van die wêreld. As jy hier? Amen. So jy was in Christus, voor Adam gesondig het. En ek en jy, se oorsprong, is nie Adam nie, maar Christus Jesus. Vir te lank assosieer ons met 'n gevalle Adam. En ons assosieer ons nie met 'n verheerlikte Christus voor tyd. Nou jy het 'n posisie in Christus, in die Vader, voor tyd begin het. Hier sit mense wat vanuit die hart van God kom, voor tyd daar was. Onthou julle wat het die Here vir Jeremia gesê, Jeremia 1 vers 5, voordat ek jou in jou moeder se skoot het ek jou voordat jy uit jou moeder skoot gekom het ek jou heilig. So, jy was in God voor Adam. Jy was in God voor jou moederskoot. Jy kom nie van jou ma en jou pa af nie. Jy kom van God af deur jou ma en jou pa. Dis hoekom jou ma en jou pa nie jou bron is nie. Hulle is nie jou oorsprong nie. God is die oorsprong van die mens. En jy kan nie van jou iets anders sê as jou oorsprong nie. As jy jou oorsprong is heilig. Jou oorsprong is goddelik. Jou oorsprong is goed. Want God is jou oorsprong. God is jou oorsprong. Hy is jou Genesis, jou begin. En dis wat die Heilige Gees kom openbaar. Dat jy nog altyd in die Vader was. Dit is jou posisie. Dit is jou blyplek. Amen. Kyk gou hierso, kyk gou. Ek lees weer. Ek in hulle en u in my. Ons het gesien in Johannes 14 sê Jesus, ek in die Vader, ons in hom en hy in ons. En hier sê weer, ek in hulle en u in my. Sodat hulle volkome een kan wees. En dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Kan jy, ek wil jy moet hierdie prentjie sien. Jy was nog altyd die beminde van God in Christus en sal altyd sy beminde bly.
Ons kan maklik sê, die Bybel sê jy moet jou naaste lief hê soos jou? Ja. Ok, kyk gou hier. Jesus en die Vader is een. Julle weet dit, né? Ons het die Vader, die Seun en die, julle glo nie drie eenheid. God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hoor hierso. En hy sê, die Vader het die Seun lief voor die grondlegging van die wêreld. So, hy het die Seun lief soos wat hy hom self lief het. En hy het jou lief soos wat hy hom self lief het. En hy sien van jou wat hy van hom self sien. En hy sê van jou wat hy van hom self sê. Nou weet jy dat dit Gods lastering is om enige iets van jou te sê wat God nie van jou sê nie. Dit is Gods lastering. Om enige iets te sê van jou wat God nie van hom sê en van jou sê. En as jy na sy beeld en gelykenis gemaak is, en jy sê iets anders as dit, laster jy God. En jy het nodig om te bely. Want jy beledig die Vader, in wie se beeld en gelykenis jy gemaak is. En wat jou lief het soos wat hy hom the gospel is so beautiful. Ek weet ons het 'n evangelie gehoor van jy sleg. Maar dis nie die evangelie nie. Die evangelie is goeie nuus. En wat laat goeie nuus? Hoe laat goeie nuus jou voel? Goed. As jy nie goed voel na die prediking nie, het die prediker nie goeie nuus verkondig of die evangelie verkondig nie, want goeie nuus moet jou laat goed voel. Adam se val is nie die evangelie nie, want dis die goeie nuus. Jou in Christus voor tyd begin het is die evangelie. Dis goeie nuus. Jou posisie in Christus voor Adam is onveranderlik. Dit is goeie nuus. Dis die evangelie. Amen. Kyk gou. Efesiërs 1 vers 3. Kan iemand sê halleluja? Die goeie nuus is goed. Thank you, Jesus. Efesiërs 1 vers 3. So ons sien nou, die Heilige Gees kom openbaar waar ons is. Waar is ons? In Christus. Christus in die Vader en Christus ook in ons. So daar is 'n inwoning van Christus in my en ek in Christus, Christus in die Vader en ek in die Vader, en dit wat waar is van Christus is waar van die Vader, en dit wat waar is van Christus is waar van my. Kan jy dit dink? Wat waar is van die Vader is waar van Christus, en wat waar is van Christus is waar van my. Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het. Moet hy ons seën? Nee. Wat ons geseën het. Kyk waarmee. Met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus.
soos hy ons in hom uitverkies het, wanneer? Voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Wow. Weet julle wat beteken die woordjie seën? Die woordjie seën in Hebreërs, in die Hebreë taal, beteken barak. Barak beteken om neer te val of om te buig en lof te besing. Right. Nou hoor gou, ek gaan gou hierdie ene vertel. Hy sê, buig voor God en besing sy lof. Dis wat barak beteken, né? So geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus. So buig voor hom en besing sy lof, wat voor ons buig en ons lof besing. In Christus. Kyk gou hierdie prentjie. God maak vir Adam en Eva. En die Bybel sê God het die asem van die lewe in hom geblaas. Ons sien ons hierdie prentjie van 'n God wat afbuig. En in Adam die asem van die lewe blaas. En die Bybel sê toe Adam sy oë oopmaak, toe het God hom geseën. Nou ons dink mos seën is geld, nee. Huise en karre en al hierdie goed. God het alle goed gemaak, toe maak hy vir Adam. So toe hy vir Adam maak, toe maak Adam sy oë oop. En hy sien 'n God wat buig en lof besing. En sê, wow, hierdie is baie goed. So wat hoor Adam, die eerste woorde, hoor hy van God wat sê, die is baie goed. Wat is Adam se respons? Ja, maar hy is baie goed. Want hoekom? Dis wat ons van God hoor, wat ons teruggee aan hom. From you are all things, and to you are all things. Ons het hom lief, hoekom? Omdat hy ons geseënd is, die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons Jy kan nie vir God iets gee wat hy jou nie eers gegee het nie. Jy kan nie van God enige iets sê wat hy nie eers vir jou gesê het nie. So wat sê God? Hy sê, ja, jy's awesome. Sê jy, okay, dis omdat jy awesome is. Here sê vir jou, wow, jy is blessed. As sê, Here, ek kan nie anders wees as blessed nie, want hy is sien jy wat hy prentjie? Is anders as godsdienst. Wat sê godsdienst? Ken julle daai liedjie? When the praises goes up, the blessings come down. Julle sing, as julle vir 10 minute sing, dan lieg julle hele 10 minute, want daar is die waarheid nie. It's not when the praises goes up, that the blessings come down. It's because the blessing came. And therefore we praise. Dink jy God is gemove deur jou prys? As ek en jy eers God moet prys sodat hy ons seën, dan kan ons God beheer. Dan regeer God nie meer. Dan is hy, ons het mos nie 'n regering nie, weet julle dit? Ons het 'n regering. God is die enigste een wat regeer. Maar alle governments reageer. Nou God is nie soos die government. Hy reageer nie. Hy regeer. Hy sê ek seën jou en jy reageer tot my. Ek reageer nie tot jou nie.
Ek het jou lief. En daarom sal jy my lief hê. It's impossible not to love him back when you understand that you are loved. Ons probeer die kerk by 'n plek kry dat hulle moet God lief hê. Nee, ons gaan sukkel. Maar wanneer die kerk verstaan, we are the beloved. We are blessed. We are not striving to become. We are. Then our love will just flow. It's just a response. Oh man, oh God, my Father, you are so good. Yes, Lord. You are so awesome. Hallelujah. Yes, Lord. I just love you. Because you first loved me. It's not conditional. It's unconditional. Now I love you back. Thank you, Jesus. Dis wat die Heilige Gees kom openbaar. Nie doen nie, gedoen. Nie op pad nie, waar jy is. Godsdienst fokus op die. Jy moet iets doen om te word. Jy moet iewers gaan. Die Heilige Gees kom nie en sê jy moet iewers gaan nie. Die Heilige Gees kom openbaar waar jy is. Die Heilige Gees kom openbaar nie wat jy moet word nie. Die Heilige Gees kom openbaar wat jy is. Ons wil te veel word. En indien dat ons wil word, mis ons wie ons is. Onthou julle wat het gebeur in Genesis? Die Bybel sê God maak vir Adam en Eva na sy beeld. In sy gelykenis. So hulle was soos God, né? Hier kom die duiwel en hy sê vir Eva, hy vra, het die Here gesê julle mag nie eet van hierdie vrug nie? Eva sê, ja, die Here het gesê, mag nie eens hierdie vrug aanraak nie. Die Here het nie so gesê nie. Want die dag as ons eet, dan gaan ons sterwe. Die duiwel sê, nee. Die Here weet, as julle gaan eet, gaan julle word soos hy. As julle gaan eet, gaan julle word soos. Nou was hulle nie soos hy nie. Hulle was. So toe, sy ding, okay, iets kort, ek is nie soos hy nie. Ek moet van hierdie vrug eet, dan gaan ek soos hy word. Ek weet nie of julle al die feeling gehad het van, ek is nie goed genoeg nie. En dis eintlik wat hy hier imply. Jy is nie goed genoeg nie. Jy moet soos hy word. So eet van die vrug, van die boom van kennis, van goed en kwaad. En as jy weet wat goed is, dan doen jy wat goed is, en as jy weet wat kwaad is, dan vermy jy dit, dan gaan jy word soos God. En dit is die sonde gewees. Want sy het nie geglo, sy is soos hy nie. Sy wil iets doen, om soos hy te word. En dis nog steeds wat die kerk nog steeds doen. Moenie dit doen nie. Doen daai, dan gaan jy word soos hy. Kom reg. Julle hoor, ons sê kom reg. Jy wil ook nie reg kom nie. Ons moet nie reg kom nie, ons is reg. En as jy begin glo jy is reg, gaan jy reg lewe. Ek het begin met die, julle gedrag het verander toe julle hier inkom. Want daar was 'n bewustheid tussen die kerk. Imagine, wanneer ons begin leef met die bewustheid, ons is in Christus. En Christus in ons. Ons begin leef met die bewustheid, ek is goed genoeg.
Ek leef met die bewustheid, ek is regverdig. Ons leef met die bewustheid, ek het wat ek nodig het. Ek is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus en ek kom niks kort nie. Amen. Jy kom niks kort nie. Jy het dit alles binne in jou. Yes, Lord. Wat Christus in jou. Amen. Die hele wat sê Paulus in die Kolossense sê dit het God behaag dat die volheid van hom in Christus sou woon. Julle hoor my. Dit het God behaag dat sy volheid binne in Christus sou woon. So toe Christus op die aarde loop, toe is die hele volheid van God, alles van God binne in hom. En dan gaan hy verder en sê, en julle het die volheid in hom. Die engel sê, and you are complete in him. Hallelujah. You are complete. You are perfect. Lacking nothing. Dis die sens van behoefte wat maak dat jy sekere goed doen om tog volmaak te wees. Is dit so? Kom ons vra gou vir die dames wat getroud is. Wie is getroud? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Dis is omdat hy jou goed laat voel dat jy getroud het. Is dit nie so nie? Dis 'n rede. Hy het jou laat trou. As hy jou laat sleg voel het, sou jy getrou het. Amen. Wie hoekom val ons in verskillende goed? Daai ding bring 'n sens van oh man, it feels good. En vir baie het hy gevoel van goed voel vinnig verdwyn. Maar imagine, jy voel goed sonder enige iemand rondom jou. Imagine, jy voel goed oor jouself sonder dat enige iemand jou komplimenteer. Jy's bold. Jy's fearless. You are complete. Lacking nothing. Jy's nie dependent op mense se approval en mense se woord nie, want jy weet I'm good enough, I'm complete, I'm in Christ, Christ in me, I'm loved with an everlasting love, I'm a son of God, I'm complete, I'm blessed. Just imagine. Thank you, Jesus. That's your Oh, consciousness, your conviction, your persuasion. I'm blessed. I'm complete. I lack nothing. I can feel good about myself. Yes, Lord. Amen. I feel good about myself. Want God voel goed oor homself. En hy voel goed oor wat hy gemaak het. En toe hy klaar gemaak het, hy sê, baie goed. Hy voel goed oor wat hy gemaak het. Toe sê, baie goed. Want dit wat hy gesien het, is 'n refleksie van wie hy is. Baie goed. Amen. Halleluja. Sê ek is baie goed. Ek is waar ek moet wees.